Johannes 5, ons lees daar in Jerusalem by die Skaapspoort. Is 'n bad met 5 pilaargange wat Bethesda genoem was. Daar het 'n groot klomp baie mense gelê wat siek was, blindes, krepeles en lammes. Hulle het gewag op die roering van die water. 'n Engel kom en hy roer die water, en wanneer die water roer en die eerste een wat in die bad inklim, in die water inkom, word gesond. Daar was ook 'n man vir 38 jaar daar geleef, ongeveer. Hy het probeer, maar elke keer as die engel die water roer, spring iemand anders in. En hy moet wag vir die volgende roering van die water. Jesus, wat geweet het van die man, hy sê vir hom, hy gaan hom dan sê, wil jy gesond word? Die man antwoord hom met 'n verduideliking, dat hy elke keer as die water geroer word, probeer hy, maar as dit te laat, en dan moet hy wag vir die volgende roering. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed en loop. Die man staan op en hy loop. As jy my nie glo nie, Johannes 5, lees dit. Alhoewel daar 'n klomp siekes was, gaan Jesus na die een toe. En hy vra vir die een, wil jy gesond word? En hy spreek die woord en sê, staan op, neem jou bed en loop. Jesus het nie vir hom gebid nie. Jesus het vir hom gesê, staan op, vat jou bed en loop. Hy het nie hand op hom gelê nie. Hy het glad nie vir hom gebid nie. Hy het hom beveel om op te staan, sy bed te neem en te loop. Dit is so 'n tendens vandag dat ons vir siek mense bid. Ja, Jesus maak hulle ook gesond, maar dis nie sy opdrag aan ons nie. Dit is baie maklik. Spreek die woord. As ons lees in ons gaan gou soontoe. As ons lees in Matteus 10, ek is vers 7, as ek dit nie mis het nie. Sê Jesus, gee hy vir ons die opdrag, gee vir die disippels die opdrag. Gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, julle moet dit verniet gee. Dis die opdrag. Maak hulle gesond. Nie bid hulle gesond nie, maak hulle gesond. Nie bid die malaatse reinig nie, maak hom reinig. Nie bid vir die opwekking van die dooies nie, wek die dooi. Nie bid vir die dooies nie, wek hulle op. Nie vir die duiwels bid en hande op lê en lang stories maak nie, dryf hulle uit. Dis die opdrag. Nergens staan dat Jesus ooit gesê dat ons vir siek mense moet bid nie. Hulle sal gesond word nie. Koninkryk van die hemel is naby, nog nie ten volle nie, hy is naby. En ons het die autoriteit. Presies te doen wat Jesus gedoen het. Siekes gesond te maak, malaatses te reinig,
demone uit te dryf. Dis die opdrag. Die Vader het sy wil met elkeen en hy weet. Genesing is in sy hande, nie in ons nie. Ons wil nie doen of hulle opstaan of gesond word of nie. Ons moet genesing aan die siekes bring. Laat ons ophou om ons so besig te hou met dinge wat nie in die Bybel staan nie. Dinge wat Jesus ons nooit beveel het nie. Laat ons, soos die disciples, die opdrag was aan disciples, en die opdrag is ook aan ons. Want daar staan in Matteus 28, vers 19, gaan heen, is verpraat met sy disciples Jesus, en hy sê, gaan heen, maak disciples van al die nasies, en doop hulle in naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Leer die ander disciples om alles te doen wat ek julle geleer het. Gee dit verder aan. Dit is die opdrag. Ons het die autoriteit. Ons moet dit net doen.